Matteus hoofstuk 11 van vers 2. Johannes het in die tronk gehoor wat Jesus alles gedoen het en het toe sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra: Is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Jesus antwoord hulle: Gaan vertel vir Johannes wat julle gehoor en gesien het. Blindes sien, lammes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan die armes word die evangelie verkondig, en gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. En dan later praat Jesus oor Johannes, vers 11, en sê hy, dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is daar niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En dan blaai ons ook na Filippense hoofstuk 4 van vers 5, die baie, eintlik van vers 4, die bekende gedeelte. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar laat julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En die vrede wat God gee, sal by julle wees. Dis dan die gedeelte wat ons vanoggend saam lees. Ek hoor van Piet Venter, wat een Saterdag aand heel rustig in sy gesinskamer saam met sy kinders deurgebring het. Hy besig om na 'n televisiedokumentêr te kyk, sy kinders onderskeidelik 11, 8 en 3 jaar, wat rondom hom besig met hulle eie speletjies. En as daar 'n klop aan die deur, 'n polisieman. Meneer, is jy meneer Venter? Ja, ek is meneer Venter. Kan ek inkom, meneer? Ja, jy is welkom. Wat is daar wat jy met my wil deel, konstabel? Ek het nie goeie nuus nie, meneer Venter. Jou vrou is 'n paar uur gelede gedood in 'n motorongeluk. Sy het by 'n robot gestaan en daar het 'n kar agter haar ingejaag en dit lyk vir ons asof sy haar nek gebreek het. Meneer Venter, as dit vir jou kan troos, medici sê dat sy op slag dood is. Dit is baie jammer om hierdie nuus aan jou mee te deel. Dit was vir Piet Venter 'n geweldige slag, soos ons kan verstaan. Die pyn wat hy ervaar het, was intens. Mense het probeer troos, maar Piet Venter was amper ontroosbaar. Hy wou nie troos gehad het nie, hy wou sy vrou teruggehad het. Hy het vrae begin vra. Waarom, Here? Waarom gun U my nie om saam met my vrou oud te word nie? Waarom, Here, waarom het U nie hierdie ongeluk gekeer nie? Here, wat gaan ek doen met die kinders? Hoe gaan ek hulle alleen grootmaak? En so het daar vrae in sy hart gekom. Dit was eintlik baie snaaks, want Piet Venter was 'n diep gelowige. Inteendeel, hy was 'n predikant en tegelykertyd ook 'n professor aan 'n teologiese fakulteit, wat baie twyfel in sy hart gehad het. En dis waaroor ons gaan praat vandag. Twyfel. Twyfel in my geloofslewe. Nou, wat is twyfel? Is twyfel gelyk aan ongeloof, of is daar verskil?
Daar's 'n groot verskil tussen twyfel en ongeloof. Ongeloof beteken dat ek my hart verhard teenoor die Here, dat ek niks met hom te doen wil hê nie, dat ek my eie pad wil loop. Twyfel is iets anders. Gelowige mense twyfel. Twyfel beteken dat ek op 'n stadium in my lewe kom waar ek wonder oor sekere fasette van my geloofslewe. Ek wonder of my geloof toepaslik is in die nuwe wêreld waarin ons nou lewe. Ek twyfel oor bepaalde dinge. 'n Mens kan, as ons meer spesifiek wil wees, onderskei tussen 3 soorte twyfel. Ons gaan praat van 'n intellektuele twyfel, waar 'n mens twyfel oor God. Waar 'n mens twyfel of hy regtig in beheer van sake is. As God 'n God van liefde is, waarom gebeur daar dan soveel dinge in hierdie wêreld wat sleg is? As hy in beheer van sake is, waarom keer hy nie verkeerde dinge nie? Dis 'n intellektuele twyfel. Dan is daar 'n emosionele twyfel wat baie naby is aan 'n intellektuele twyfel, waar 'n mens wonder, glo ek regtig reg? Jy sien, baie keer gebeur dit dat dit wat jy glo en dit wat jy ervaar nie by mekaar aansluit nie. Daar's 'n gaping. En dan twyfel ons. Ons twyfel aan die Here se vermoëns, ons twyfel aan sy liefde. Ons twyfel self of ons reg glo. En dan is daar 'n derde soort twyfel, ons kan praat van 'n godsdienstige twyfel. Waar 'n mens wonder, God se beloftes, is dit reg? Want 'n mens ervaar nie altyd sy beloftes in jou lewe nie. En dit kan wees dat 'n mens op 'n punt in jou lewe kom waar jy voel, dis nie die moeite werd om 'n kind van die Here te wees nie. Moet ek nie maar dit los nie? Moet ek nie ophou om te glo nie? Twyfel kan verskillende gestaltes aanneem. En nou is die vraag, twyfel, is dit sonde? Wat maak 'n mens met twyfel? Wat sê die Bybel oor twyfel? Nou, in die gedeelte wat ons saam gelees het, het ons gelees van Johannes die Doper. Hy het 'n baie besondere verhouding met die Here Jesus gehad. By geleentheid het hy gesê, daar is die man van God, die seun van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Eintlik die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy het ook gesê, Jesus moet meer word en hy moet minder. Johannes die Doper het ook die voorreg gehad om Jesus te doop. Aanvanklik wou hy dit nie, maar Jesus het daarop aangedring. Hy het 'n baie besondere verhouding met Jesus gehad, hy het geweet wie Jesus is. En dan lees ons, dat die Johannes in die tronk beland het, en daar in die tronk het hy gewonder oor Jesus se identiteit. Is hy werklik die Messias? Of is daar nog iemand anderste wat moet kom? En dan vra hy vir sy volgelinge, gaan na Jesus toe en vra vir hom, wie is jy? Is jy die Messias of moet ons iemand anders te verwag? En dan antwoord Jesus vir Johannes se volgelinge. En dan sê Jesus vir hulle, mense, sê vir Johannes wat julle sien. Dooies hoor, melaatses word gereinig, mense wat blind is sien. Dit wat julle rondom julle sien is tekens wie ek is. Ek is die Messias wat gekom het om redding en bevryding te bring. Hoor jy hoe Jesus die disippels, die volgelinge van Johannes hanteer? Hoe hy eintlik Johannes hanteer, hy verwyd hom nie. Hy hanteer hulle op 'n pragtige manier. En later, as Jesus oor Johannes praat, sê hy, Johannes is in daardie stadium die grootste mens wat nog ooit gelewe het. Jesus hanteer dit op 'n pragtige manier. Wat kan ons uit hierdie gedeeltes aflei? Twyfel is nie noodwendig verkeerd, sondig nie. Dit kan
sonde word, as dit verkeerd hanteer word. Ons lees dat twyfel is eintlik deel van ons lewe hier op aarde. Gelowige mense twyfel. Nou, hoekom twyfel ons? Ons twyfel omdat God groot is. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Ons twyfel omdat ons klein verstandjie nie sy grootheid kan verstaan nie. Waarom twyfel ons nog? Ons twyfel omdat ons in 'n stikkende wêreld bly. Stikkende wêreldslewe. En daarom ervaar ons nie altyd dit wat ons glo nie. En daarom twyfel ons baie keer. In die Bybel lees ons van mense wat getwyfel het, gelowige mense. Psalm 73, Asaf. Hy vertel dat hy kan dit nie verstaan nie. Hy was 'n toegewyde kind van die Here. Maar hy het swaar gekry, finansiëel swaar gekry, godsdienstgewys swaar gekry. En dan sê hy, Here, ek verstaan dit nie. Ek probeer u te volg en te dien. Mense wat u nie ken nie, mense wat met u spot. Dit gaan goed met hulle. Finansiëel is hulle ryk. Gesondheidsgewys is hulle gesond. Hoe werk dit, Here? Psalm 44 lees ons dat die psalmdigter God se afwesigheid ervaar het. En dan roep hy tot die Here en sê, Here, word tog wakker, raak tog betrokke by my lewe. 'n Twyfeling wat in sy gemoed losgeskiet het. Psalm 88 lees ons dat die psalmdigter sê, Here, donkerte is my enigste vriend. Dis al wat ek hierdie stadium van my lewe ervaar. Hoor jy dat twyfel deel is van ons lewe hier op aarde? Maar nou is die vraag, hoe hanteer mens twyfel? Wat sê die Bybel daarvoor? Hoe kan 'n mens twyfel reg hanteer dat dit nie in sonde oorgaan nie? Ek dink daar's twee dinge wat ons moet sê. Ons moet dit vooraf reg hanteer en die ander ding, ons moet die Bybelse beginsels toepas. Wat moet ons vooraf doen? Dit is belangrik dat ons vir twyfel moet sien as 'n kom ons sê 'n monster wat van buitekant of ons tuister, wat ons bevraagteken, wat ons geloof bevraagteken. Dis die eerste ding wat jy moet doen, is om vir twyfel te sê, stop, ek wil niks met jou te doen hê nie. Tweede ding wat jy moet doen is dat jy rustig moet word voor die Here en vir die Here vra, Here, maak vir my duidelik, wat is die bron van my twyfel? Is dit intellektuele twyfel? Omdat ek sekere dinge oor u nie verstaan nie? Is dit emosionele twyfel? Omdat dit voel vir my asof geloof nie werk nie? Is dit godsdienstige twyfel? Dat ek op 'n stadium in my lewe is wat ek voel ek wil nie meer glo nie? Here, maak vir my duidelik, wat is die bron van my twyfel? En dan is dit belangrik dat 'n mens stil sal word en probeer verstaan wat jy vir jouself sê elke dag. Veral as jy in 'n krisis is. Kyk, ons praat met onsself, sonder dat ons dit besef, praat ons voortdurend met onsself. Ons sê vir onsself dinge. As ons swaar kry, dan sê ons maklik vir onsself, dis nou erg. Ek sal nooit hierdie saak kan hanteer nie. Dit gaan altyd sleg met my. Niemand is lief vir my nie. Dis te veel vir my. Ons is baie keer geneig om dinge te vergroot, om dinge uit verband te red. En dis belangrik dat ons moet agterkom, hoe praat ons met onsself? So, die vooraf wat belangrik is, sê vir twyfel, stop. Probeer agterkom watter soort twyfel jy ervaar. Die derde ding is, probeer agterkom wat jy vir jouself sê. Hoe jy met jouself praat. En dan sê Paulus vir ons, daar is 3 dinge wat ons moet doen. Die eerste ding wat ons moet doen is, gaan in gebed na die Here toe. Hy nooi ons uit om in gebed na hom toe te gaan. Nou, gebed het verskillende maniere van bid.
Die manier van bid in Filippense is, dat ek met die Here moet worstel en dat ek by hom moet smeek en dat ek vir hom sê, Here, ek ervaar op die oomblik twyfel in my gemoed. Wees my genadig, vat hierdie twyfel weg, bevry my hiervan. Onthou jy wat het in die tuin van Getsemane gebeur? Jesus het 'n twyfel in sy gemoed ervaar. Moet hy voortgaan met die verlossingswerk waartoe hy na die aarde toe gekom het? En hy het geworstel met sy hemelse Vader. Maar dan kom sy gebed tot 'n keerpunt waar hy sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. In ons gebed tot ons hemelse Vader kan ons verwoord dit wat ons ervaar, ons twyfel. Maar dit is belangrik dat ons ook by 'n punt sal kom te sê, Here, ek gee oor. Neem beheer oor van my lewe. Dis baie keer 'n rede waarom ons twyfel, omdat ons self in beheer van wil wees van sekere fasette van ons lewens. Gaan in gebed na die Here toe. Gee beheer oor aan hom. En dan praat Paulus van 'n tweede ding. Hy sê, kyk na jou manier van dink. Ja, baie keer dink ons verkeerd oor bepaalde dinge. En Filippense sê vir ons dat ons eintlik baie keer ons twyfel moet betwyfel. Dat ons vir twyfel moet sê, twyfel, God is in beheer van sake. Hy is vir ons lief. Waarom sê jy hierdie dinge vir my? Daar is geen grond aan dit wat jy vir my sê nie. Ek betwyfel dit wat jy vir my sê. En dan is dit belangrik dat ons die twyfelgedagtes moet vervang met geloofgedagtes. Dat ons vir onsself sê, ja, dit is sleg dat ek iemand verloor het, maar ek weet, God se genade gaan vir my genoeg wees om hierdie saak te hanteer. Ja, ek weet, dit is moeilik om hierdie saak te hanteer, maar ek weet, God gaan met sy liefde vir my dra. Paulus sê die tweede ding wat belangrik is, verander jou gedagtes. Bedink dit wat goed en mooi is. Kyk na jou lewe vanuit 'n Bybelse perspektief en dink Bybels oor die situasie waarin jy tans is. En dan die derde ding wat Paulus sê, doen die regte dinge. As ons die regte dinge doen, as ons toelaat dat God geestelike groei in ons lewens bring, sal twyfel 'n kleiner rol in ons lewe speel. As jy agtergekom het dat jy twyfel het oor God, belangrik, doen Bybelstudie. Leer meer van God uit die Bybel. As jy agtergekom het dat emosionele twyfel 'n groot rol in jou lewe gespeel het en nog steeds speel, moet jy 'n vaardigheid aanleer om te sê, stop, hou op om my te tuister. Is dit belangrik dat jy na jou denke sal kyk, hoe jy praat met jouself. Dis 'n vaardigheid wat jy moet aanleer. Dis iets wat deel moet word van jou lewe. En as jy agtergekom het, dat jy by 'n punt gekom het waar jy sê, ek wil niks meer met die Here te doen het nie, is dit belangrik dat jy mooi moet dink, is jy regtig bereid om so 'n stap te neem? 'n Goeie ding is eintlik om dan met ander gelowiges te praat en vir hulle te vra, wat sê julle hiervan? Dit kan vir jou baie beteken om met ander gelowiges te praat. Dit is so belangrik dat ons twyfel wat in ons lewens moet kom, dat ons dit reg sal hanteer. En Paulus se manier van reg hanteer is, gaan in gebed na die Here toe, verander jou denke, dink anders oor die saak en doen die regte dinge. Ons het nou vanoggend gepraat oor twyfel. Twyfel is nie op sigself verkeerd nie. Dis nie op sigself sonde nie. Kinders van die Here twyfel. Maar die belangrike ding is dat die mens dit reg moet hanteer. As jy dit nie reg hanteer nie, kan dit sondig word. Kan jou hart verhard en kan dit jou maak dat jy van die Here al wegdryf. Maar die ander kant is ook waar, as jy reg twyfel hanteer,
As jy in gebed na die Here toe gaan en vir hom smeek en vra om dit weg te vat, as jy anders begin praat oor twyfel in jou gemoed, as jy die regte dinge doen, kan twyfel 'n stimulus wees vir geestelike groei. Kan twyfel die plek wees waar jy bevry word van verkeerde gedagtes wat jy het oor God en oor die lewe, en kan dit tot 'n geloofsverdieping lei. Liewe kind van die Here, twyfel is deel van ons lewe hier op aarde. Weet dit, God vir jou lief het, en bid hom dat hy vir jou die genade sal gee om dit reg te hanteer wanneer dit oor jou pad kom. Mag die Here God met jou wees. Amen.